Geliefdes, ek vertrou dat dit sommer baie goed met elkeen van julle gaan, gees, siel en liggaam. Halleluja. En dat ons die Here Jesus verwag, elke oomblik, prys die Here, gereed kan wees vir sy koms, gereed kan wees soos 'n reine maagde wat sy bruidegom verwag, prys die Here. Wat 'n groot voorreg, prys sy lieflike naam. En ons is besig met ons studie oor die sonnige natuur, 'n baie belangrike onderwerp, nie net vir die mense wat daar in die wêreld is nie, maar vir ek en vir jou wat kinders van die Here is ook, nê? Ons het nog steeds 'n vlees, ons het nog steeds 'n sonnige natuur wat 'n hindernis kan veroorsaak vir ek en vir jou se lewe, nou dat ons wedergebore deelagtig is. En ons het laas keer begin met hierdie onderwerp en ons gaan aan soos die Heilige Gees dan so ook vir ons dit lei daar, dat ons hierdie waarheid van die evangelie, die waarheid van die evangelie wat Christus Jesus en hom as gekruisigde is. Hoekom is dit die waarheid van die evangelie? Want geliefdes, Jesus is die waarheid. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, maar wat vir hom die weg vir ons maak en wat vir hom hierdie waarheid vir ons maak, is dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, geliefde boetie en sussie. Daar is geen manier hoe ons in 'n verhouding met die Here kan staan sonder dat ons deur sy bloed gaan nie, nê? En dit is deur die kruis. Dit is deur die werk wat hy vir ons daar gedoen het. As ons praat van die kruis, praat ons nie van die houtbalk nie, ons praat van die voltooide werk van Christus. Ons praat van die werk wat hy daar deur sy kosbare bloed gedoen het. En as ek praat van jou geloof moet in die kruis wees, praat ek nie jou geloof moet lê in 'n houtbalk nie. Nee, dit is afgodsdiens. Ek praat van jou geloof en vertroue alleenlik op dit wat Jesus bewerkstellig het as 'n voltooide werk vir die oorwinning oor die vlees, die wêreld en die duiwel vir my, sodat ek deur die Gees gelei kan word en ek toelating vir die Heilige Gees en kan gee om in my lewe te beweeg en werk. Dit is die boodskap van die kruis. Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dit is die wysheid en die krag van God, is die prediking van die kruis, die boodskap van die kruis, geliefdes. Ons weet wat 1 Korintiërs 1 vers 18 vir ons sê. Hy sê dat die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, geliefdes. Dis hoekom Paulus sê, ek het gemaak of ek niks onder julle wil weet nie. 1 Korintiërs 2 vers 2, gemaak of ek niks onder julle wil weet nie, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Geliefdes, sodat jou geloof, julle geloof kan wees in die krag van God, nê? So ons moet onthou dat ons het 'n objektiewe geloof wat ons moet handhaaf. En ons objektiewe geloof moenie in enigiets wees, al is dit hoe godsdienstig wees, buiten die kruis van ons Here Jesus Christus nie. Ons objektiewe geloof moet oomblik vir oomblik lê in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, want daardeur, halleluja, soos ons hierso sal leer, is dit waar die goddelike natuur, is dit waar die nuwe mens, is dit waar Christus Jesus deur die kragtevolle werking van die Heilige Gees in en deur my leef, halleluja. Want die woord van die Here maak dit duidelik en sê vir ons uitdruklik dat nog die besnydenis het enige krag, nog die onbesnydenis, maar 'n nuwe skepsel. En dan weer, nog die besnydenis, nog die onbesnydenis het enige krag, maar dit is geloof wat deur liefde werk. Geliefdes, dit is dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dit is waar ware liefde, dit is waar ons vasgemaak word aan ons eerste liefde, is wanneer ons onder die genade, deur die geloof, elke dag God behaag, prys die Here. Halleluja. En vandag gaan ons verder aangaan met ons studie oor hierdie sonnige natuur. En geliefdes, ons praat oor die goddelike natuur. Jy sien, geliefdes, wanneer die sondaar tot geloof kom en wedergebore word, ontvang hy op daardie oomblik 'n goddelike natuur. Hy word nou 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dat daarom as iemand in Christus is, daar's die kruis, in Christus. As iemand in Christus is, want ons is gedoop in sy dood, Romeine 6 vers 3. Dit is die besnydenis na die hart. Dis die wedergebore ervaring, het gekom deur Christus en wat hy gedoen het. In Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Halleluja. Alles het nuut geword.
So geliefde broer en sussie, ons moet in hierdie nuwe lewe in Christus Jesus beweeg. Halleluja. En as ons gaan kyk wat sê 2 Petrus 1 vers 4, ons kyk sommer en ons begin hierso by 2 Petrus 1 vers 3. Immer sy goddelike krag, halleluja, het ons alles geskenk wat tot die lewe en tot godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikhede in die wêreld is. So geliefdes, dis die begeerlikhede en hierdie vlees wat deur die begeerlikhede weggesleep word en 'n mens weer veroorsaak dat jy gestrengel word deur die sonde en die mag daarvan. So daar is 3 nature wat 'n mens het, en dit is die goddelike natuur, die menslike natuur en die sondige natuur. So ons kyk hierso wat sê Genesis 1 vers 26 en 27. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hulle geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. So ons het 'n menslike natuur, geliefde broer en sussie. Ons het 'n menslike natuur en dit is, as jy gebore word, dan word jy 'n lewende siel, né? So ons het 'n menslike natuur, ons het 'n goddelike natuur en daar is 'n sondige natuur. Ons lees dit in 1 Johannes 1 vers 8 wat ons hier ook dan lees. Waar Johannes hier duidelik vir ons sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. So hier is 'n geskrewe na kinders van God. Ons moet onthou dat ons het 'n sondige natuur. So mens het 3 nature: die goddelike natuur, die menslike natuur en die sondige natuur. Jesus het 'n menslike natuur gehad, 'n goddelike natuur gehad, maar hy het nie 'n sondige natuur gehad nie, omdat hy nie uit natuurlike voortplanting uit die saad van die mens gekom het nie, maar hy was deur die Heilige Gees verwerk, geliefde broer en sussie. En elke mens word gebore met 'n sondige natuur, omdat ons gebore is uit die gelykenis van Adam. Adam het geval, en omdat Adam geval het, ons, hoe kan ek sê, verbondshoof, het elke mens, het die hele mensdom in sonde geval, geliefde broer en sussie. Want daar is nie een wat kan sê dat hulle sondeloos gebore is nie. Net Jesus Christus was sondeloos gebore. Sien geliefdes, wanneer jy wanneer 'n sondaar wedergebore word die sondige natuur dormant gemaak. Dit beteken dat hy nie meer 'n mag het. Hy is dormant gelaat en het nie meer 'n effek of 'n mag wat daar beheer kan vat oor jou nie. En dit is hoe dit moet bly. Maar geliefdes, die waarheid wat ons verkondig, hierdie boodskap van die kruis, maak dit vir ons duidelik in hierdie woord en in skrifte, dat wanneer die gelowige nie die kruis verstaan in verband met sy heiligmaking nie, en as ons praat van heiligmaking, is daar 'n progressiewe werk van heiligmaking. Dit is ons elke dag se wandel saam met die Here. Dit is ons elke dag se lewe vir God.
Wanneer ons nie verstaan wat die kruis van ons Here Jesus Christus te doen het met my heiligmaking, gaan ons deur die sondige natuur beheer word en dit gaan vir ons probleme veroorsaak in ons lewe. En dit is presies wat met die meeste gelowiges vandag in die moderne kerk gebeur, omdat hulle nie verstaan aangaande hierdie boodskap van die kruis nie. Hulle probeer vir God lewe deur wat? Deur werke, godsdienstige werke, of hulle maak hulle objektief enigiets anders te behalwe die voltooide werk van Christus Jesus. Jou objektief moet lê in die voltooide werk, jou geloofsobjektief moet lê in die voltooide werk van Christus Jesus. Dis wanneer, halleluja, ons in Christus Jesus sterf, ons begrawe word en saam met hom opstaan om saam met hom in 'n nuwe lewe te wandel. So wanneer ons 'n geloof geanker bly en ons vertroue in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is dit waar hierdie sondige natuur sy krag verloor en dit is dormant. Dit is soos iets wat nie meer krag het nie. Dit is soos 'n dooie slang wat daar lê. Hy het nie meer daai uitwerking nie. Hy's 'n dooie slang. Maar wanneer ek my geloof objektief wegvat na dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, gaan dit mens wegbeweeg van daardie voltooide werk af en jy gaan 'n vertroue sit op jouself, op jou vlees, om deur godsdienstige werke te probeer God te behaag. Jy sien, en my gebed is dat nadat jy hierdie waarheid bestudeer en aangeneem het, jy vrygemaak sal word, prys die Here, want jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Soos Paulus sê, het jy dan nie geweet, het julle dan nie geweet, dat toe julle gedoop is, julle in Christus Jesus se dood gedoop is nie. Hy praat nie daar van die waterdoop nie, hy praat van toe jy in Christus Jesus saam met hom een geword het, toe jy in Christus Jesus verenig is jy verenig met hom in sy dood. Ek is gekruisig saam met Christus en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou lewe in die vlees, lewe ek deur die geloof van die Seun van God wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Daar's die boodskap van die kruis in een vers. En as ek dit verwerp ek die genade. Want as die geregtigheid deur die wet gekom het, het Christus te vergeefs gesterwe. Dan sê Paulus in Galasiërs 3 vers 1, o onverstandige Galasiërs, so onverstandige mense, weet nie die waarheid van Christus Jesus en hom as gekruisigd nie. Onverstandige mense, weet julle betower, weet julle weggevat van hierdie waarheid onder wie Christus Jesus as gekruisig onder julle oë afgeskilder is. Dit alleen wil ek weet, het julle die Gees ontvang deur die werke van die wet of deur die prediking van die geloof. So geliefdes, wanneer my geloof nie geanker bly in die voltooide werk van Christus nie, gaan ek myself in die vlees bevind, gaan ek myself bevind weer om te probeer oprig wat afgebreek is. Ons gaan probeer vir God lewe deur die werke van die wet en deur die vlees, deur die eie wilskrag en deur die eie godsdienstige vroomheid. Dit is 'n vorm van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon is. Dan geliefdes, moet ons pas op, want ons het van die genade verval. Wanneer verval ek van die genade? Wanneer ek my geloof wegvat, my objektiewe geloof wegvat van die kruis van ons Here Jesus Christus. En ek praat nie net van 'n denke nie, ek praat van 'n harts oorgawe in die voltooide werk van Christus Jesus, geliefdes. As ons dit gaan besef, as ons dit gaan weet, mag die Gees van die Here dit oopmaak vir elkeen wat hierdie boodskap hoor. Mag die Gees van die Here dit oopmaak tot elke hart en tot elke binneste, sodat ons in hierdie vryheid kan wandel en onder die krag en die salwing van die Heilige Gees. Want geliefdes, dit is alleenlik deur die kruis van ons Here Jesus Christus waardeur ons in hierdie oorwinning kan wandel, van oorwinning tot oorwinning. En die regverdige sal lewe van geloof tot geloof. Dis elke dag se
objektief in die werk van Christus Jesus, sodat die krag van hom vrygestel kan word in my hart en in my binneste. Geliefdes, die Here seën vir julle. Ons gesels weer 'n volgende keer. Mag die Here vir jou seën, mag hy hierdie waarheid van die kruis tot jou hart oopmaak. Blessings.